Vriende, kom ons sit dit so, dan gaan ons dit 'n gebed saam doen. Hemelvader, ons lees daar in die woord, daarom kan hy volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy ewig leef, om vir hulle in te tree. En ons dankie Vader, dat ons 'n ewige hoëpriester in Christus Jesus het, wat vir ons intree, en dankie dat ons weet dat die Heilige Gees ons aan hierdie groot waarheid herinner, en dat die voorgesette werk van Christus in die heerlikheid is, om ons voor Vader te bring. En ag, dierbare Here, dankie dat ons weet, dat ons vir Vader aanneembaar is, en dat ons in hom veilig is, of by hom veilig is in die Seun, Jesus Christus. Baie dankie vir u woord, wat vir ons so kosbaar is, en baie dankie dat ons as gemeente vanaand kan saam wees, en dat ons eer en lof en dank aan u kan bring. Here, dit is so dat die gemeente maar so ietsie van die hemel op aarde is. Wat 'n wonderlike dag gaan dit net nie wees, wanneer ons saam met die menigtes eer gaan bring aan hierdie heilige God, wat leef tot in alle ewigheid nie. En daarom het ons ook gesing, what a day that will be, when my Jesus I shall see. Pragtige woorde, wonderlike genade, en Here, ons eer en ons aanbid u uit die diepte van ons hart. Dierbare Here, baie dankie ook vir al die seëninge wat ons uit u Vaderhand kan ontvang. Dankie vir soveel genade. Here, nie net wat ons geestelike lewe aanbetref nie, maar ook ons tydelike lewe. Geestelik het u vir ons u woord gegee in ons eie taal. Here, ons kan u aanbid in 'n land met nog soveel vryheid en Here, soveel genade wat u ons skenk. Dankie dat ons, Here, met ander kinders van die Here kan deel, dat hulle ons kan versterk en ons op ons beurt hulle kan versterk en bemoedig deur u woord. Here, baie dankie dat u vir ons sorg op tydelike gebied. Ons kan sien, ons kan hoor, ons kan praat, ons kan eet, ons kan kuier. Here, u versadig ons met die goeie uit u hand. Die woord sê u laat reën oor die regverdige en die onregverdige, en ons wat u ken wil u in hierdie aand aanbid. Ons vra gee vir ons dankbare harte, want u sê doen alles sonder murmurering en teespraak. Ag Here, ons vra dat ons in ons harte altyd in aanbidding teenoor u sal wees en voor u sal wees, en u sal dank vir u goedheid en guns. En wanneer die lewensstorme woedend om ons slaan, dat ons nie sal vergeet om ons seëninge te tel, een vir een, en dan sal ons ook sien oor wat God ons werklik skenk. Ag Here, baie dankie dat ons ook kan bid dat u vanaand spreker en hoorder op 'n besondere manier naby sal wees. Mag u woord self 'n landingsplek in harte vind. Mag u Gees ook vir spreker en hoorder in staat stel om die kosbare woord aan te hoor. Vader, word u verheerlik deur u Seun. En ons bid dit in die kragvolle werking van die Heilige Gees met dankseggings. Amen. Nou vriende, ons is by Psalm 15. Glo dit of nie, ek het weer die boek Psalms in my Bybel gekry, en ek het weer kans om aandiens hier waar te neem, hier in die gemeente wat my beroep het. So ons is dankbaar teenoor die kerkraad vir hulle genade en omgee in hierdie afgelope tyd waar ek nie te gesond was nie. Dit gaan met my beter. Ek sê die medikasie wat ek nou gekry het, begin nou met my akkodeer, en ek glo dat dit net beter sal gaan van hier af. Maar ons dank die Here ook vir elkeen se gebed, en dankie ook dat u omgee, en ons eer die Here ook vir sy ingrype, sy genade en sy liefde oor ons. Nou vanaand gaan ek met u praat uit Psalm 15, hierdie baie besondere Psalm, net 5 verse, en ek lees vir u saam, 'n Psalm van Dawid. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen, en geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie. En wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees, al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie, wat sy geld nie gee op woeker, en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Net hierdie paar verse uit God se woord, mag die Here dit ryklik seën in ons harte. Nou vriende, ek het al reeds vir ons 'n gebed gedoen, so ek gaan dadelik wegval, en ek gaan nie voorhou die teks in oordenking vanaand, vers 1 wat sê, 'n Psalm van Dawid, wie mag vertoef in u tent?
wie mag woon op u heilige berg? En ons tema vanaand is, wie mag by die Here inwoon, of die gedagte van om by die Here in te woon. En ons gaan so 'n bietjie kyk na die vraag en eintlik na die gedagte, wie mag by die Here inwoon, of om by die Here in te woon. Nou ons het vir u in die tyd wat verby is gesê dat Psalms, of die boek Psalms, seker die mees gewildste boek in die Bybel is onder kinders van die Here. Hulle reken dat die meeste kinders van die Here hulle troos vind in die Psalms, omdat hulle so kan assosieer met die skrywers van die Psalms. Ek sê vir my vrou onlangs, ek verstaan Psalm 73 nou vir die eerste keer in my lewe. U onthou Psalm 73 waar Asaf na die goddeloses kyk en hy sê, Here, hoekom is die goddelose so voorspoedig terwyl ek as u kind swaar kry? En hy sê, my voet het amper gegly, ek het byna gestruikel tot die Here my in die allerheiligste gebring het en ek die einde van die goddelose se weg gesien het. U stel hulle voete op gladde plek en Asaf skep moed. So kon ek ook die afgelope tyd moed geskep het in die feit en wete dat daar ook mense voor my was wat geweldige worstel het met hulle omstandighede, soos ek ook somtyds wortel, soos u ook somtyds worstel, en ons weet en ons troos lê daarin dat soos die Here die kinders van God in die verlede bemoedig het, so sal hy ons vanaand bemoedig en ook versterk uit sy woord. Vir u gesê, die Psalm en gesangbundel, die psalmbundel het 150 psalms, en ek wonder hoekom. Die al daaroor gedink, want daar is 150 psalms in die Bybel. En elke psalm in die psalmbundel is dan ook getoonset en is geskryf, en woorde is daar gevoeg, wat baie ooreenkom met die psalm, wat dan ook in die Bybel opgeteken is. Baie interessant is dat ons nie al die wysies ken van die psalms wat gesing is nie, maar hierdie psalms, 150 van hulle, was gesing dan by die byeenkomste by die tempel, en dan ook wanneer die volk Israel by mekaar gekom het vir aanbidding. Nou die dag as ek nie voorberei nie, gaan ek vir u sê, ons sing Psalm 119, al die verse. Dan moet u weet, ek het die week nie tyd gehad om voor te berei nie, en ons gaan sing, en ons gaan nogmaals sing, en ons gaan 'n hele sang oggend of 'n hele sang aand hê. Maar as ons kyk, as ons by Psalm 15 uitkom, ons het al die eerste 14 psalms mekaar hanteer, dan sien ons in Psalm 15 die baie kosbare gedagte en die vraag, wie mag woon by die Here, of wie mag inwoon by die Here. Nou ek gaan net vir u die eerste vers in die psalmbundel lees, en dan gaan ons by die twee gedagtes uitkom, wat ons vanaand gaan hanteer. Nou die eerste vers van Psalm 15 sê, wie styg so hoog in heil en eer, dat hy met u, die groote koning, met u die allerhoogste Heer, kan op u heilige berg verkeer, en intrek in u heilige woning neem. Dit is nogal pragtig die woorde, die gedagte dat ons in God se heilige teenwoordigheid mag woon, dat ons in hierdie plek van heerlikheid onsself mag bevind. En u wonder miskien vanaand daar in die gedagte, nou, hoe werk dit en wat bedoel Dawid as hy dit sê? En ek gaan poog om vanaand dit vir u te verduidelik onder twee hoofgedagtes, onder die tema, wie mag by die Here inwoon, of die gedagte dan om by die Here in te woon, en die twee hoofgedagtes vanaand is die vraag wat gestel word, en hoe lyk die lewe van hulle wat by die Here inwoon. Twee kort, eenvoudige gedagtes, wat u kan verstaan, die vraag wat gestel word, en dan hoe lyk die lewe van die een wat by die Here inwoon. Nou vriende, kom ons kom by die eerste gedagte uit, die vraag wat gestel word, 'n psalm van Dawid. Here, wie mag vertoef in u tent, wie mag woon op u heilige berg? Die psalm wat ek so pas gelees het sê, intrek in u heilige woning. Daar is verskillende vertalings van die psalms, daar is verskillende woorde wat hier en daar na vore kom, maar die gedagte in die psalmbundel, wie mag intrek in u heilige woning? Wie mag vertoef in u heilige woning? Wie mag vertoef en inwoon waar God is en waar hy teenwoordig is? En vriende, dit is 'n vraag wat ons vir onsself vanaand moet afvra, en ons moet vanaand bietjie kyk daarna en sien wat die Here vir ons wil kom leer. Nou as Dawid hierdie psalm skryf, dan verwys Dawid so bietjie na die Levitiese priesters, die manne wat deur die Here eenkant gesit was,
vir dienswerk in die tabernakel en dan ook later in die tempel wat Salomo sou bou. Nou vriende, as ons na Dawid se psalms kyk, dan sien ons so tikkie jaloersheid van hierdie koning. Want u sien, as ons kyk na Dawid as koning, was hy so ietsie van jaloers gewees op die Levitiese priesters, omdat hulle die voorreg gehad het, wat hy nie gehad het, om diens in die tabernakel of tempel te verrig, en in die teenwoordigheid van die Here te vertoef, en vir 'n tyd lank hierdie heerlikheid van die Here te ervaar nie. Ons sien hierdie tikkie van jaloesie, as ek dit so mag noem, in Psalm 27 vers 4. Dawid skryf, hy sê, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek doen, of dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. U sien, die groot ding wat Dawid hier sê, my begeerte is, om in die teenwoordigheid van die Here te woon. Ek wil permanent in God se teenwoordigheid wees, dis waar my siel gevoed word, dis waar ek versterk word, dis waar ek bekragtig word, dis waar die lewe vir my sin maak, is in die teenwoordigheid van die Here. En hier verwys hy na die huis van die Here, en dan die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Psalm 61 vers 5, ek wil in u tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van u vleuels my verberg. Nou die deursnee mens sal sê, maar hierdie koning moes nie lekker gewees het nie man, om op 'n leviet jaloers te wees, om sy werk te wou doen. Maar Dawid het die kosbaarheid gesien daarin, dat die Here hierdie manne afgesonder het, om permanent in sy diens te staan. En Dawid het hierdie gedagte en verlange uitgespreek, Here, ook ek wil in u teenwoordigheid vertoef, ook ek wil inwoon by u, ook ek wil permanent u heerlikheid en u teenwoordigheid in my lewe ervaar. Die kinders van Korag skryf in Psalm 84 vers 5, en hulle echo die woorde van Dawid, hulle sê, welgeluksalig is hulle wat woon in u huis, hulle prys u gedierig. En ons moet in hierdie aand bietjie kyk na hierdie vraag, wie mag inwoon by die Here, of wie mag by die Here inwoon, wie mag in sy teenwoordigheid vertoef? En ag, dit is kosbaar om hierdie waarhede in God se woord raak te sien. Nou vriende, die vraag wat miskien by u kan ontstaan vanaand, en terwyl ek hierdie psalm hierdie week voorbereid het, die vraag in my hart opgekom, hoe kan mense, eenvoudige en sondige mense, by die Here inwoon en in sy teenwoordigheid vertoef? Het u vir uself al so vrae gevra? Hoe kan die Here by my kom woon, en hoe kan ek by hom inwoon? Hoe kan ek sy heerlikheid aanskou? Ek is so sondig, ek is so elendig in my wese. Die vraag wat by my opgekom het is, was die Lewiete dan sondeloos? Dat hulle die voorreg gegee was om in die teenwoordigheid van die Here te woon en diens te doen in sy tempel, was hulle sondeloos? En wat is die antwoord vanaand? Verseker nie, want hulle moes elke dag offers gebring het vir hulle self en vir die volk. Die vraag wat toe by my ontstaan het, was hulle dan spesiaal? Was hulle dan meer belangrik as die volk, belangriker geag as die volk? Die antwoord is nee, want die Bybel leer ons veral in die Ou Testament, die Here kies elke mens vir 'n bepaalde taak. Daar was die koning, daar was sy raadgewers, daar was die bouers en opsigters, daar was die sangers en die tempelwagters. Elkeen het sy taak gehad. Die vraag is dan, waarom sê Dawid en waarom spreek hy hierdie verlange uit en hoe is dit moontlik dat ons in die teenwoordigheid van die Here kan inwoon, in sy heilige teenwoordigheid kan vertoef? Wie kan en hoe kan ons in die teenwoordigheid van die Here vertoef? En ek het hier op my notas geskryf, die antwoord lê in die lam. Die antwoord lê in die offer. Dit lê in die verlosser, die een wat vir ons die weg gebaan het. Luister, God nooi ons om by hom in te woon, in sy teenwoordigheid te vertoef, op grond van dit wat Jesus aan die kruishout op Golgotha gedoen het.
Een ek as nietige sondaar mens, wat die hel verdien, ontvang die hemel. Ons wat God se frons moes ontvang het oor ons lewe, kry sy glimlag, omdat Jesus ons in hom na die Vader neem en in sy heilige teenwoordigheid stel, sodat ons sonder vlek en rimpel voor hom kan wees. Ek gaan vir u so 2 gedeeltes lees, wat my hart getref het, Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofssekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Kom ons ontleed gou hierdie versie. Met watter gesindheid moet ons in God se teenwoordigheid ingaan? Met vrymoedigheid. Die meeste van ons dink God kyk ons met 'n kwaai oog aan as ons wil bid. Ek het vandag weer gesondag. Ek het daai taxi ou vertel wat ek van hom dink. Al was dit nie met my woorde nie, dit was in my kop. En ek dink nie die Here sal my aansien in sy teenwoordigheid nie. Die Bybel sê terwyl ons broeders, susters, kinders van God vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, luister, nie oor jou sondeloosheid nie. Nie op grond van jou sondeloosheid nie. Net soos die priesters nie sondeloos was nie, maar daagliks in God se teenwoordigheid gewerk en gewoon het, so nooi die Here ons om op grond van die bloed van Christus in sy teenwoordigheid te vertoef en te woon. As ek kom na die Here en sê ek, Vader, ek wil inwoon by u op grond van Jesus se bloed, wat hy vir my aan die kruis gestort het. Vers 20, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Wat beteken dit? Onthou u, voor Jesus gekruisig was daar priesters en 'n hoëpriester. Hierdie priesters het diens gedoen in die heilige, dis nou die afdelings wat daar in die tempel was, het hulle diens gedoen in die heilige, maar 1 keer 'n jaar agter die gordyn, die hoëpriester het ingegaan, nooit sonder bloed nie, en daar het hy geoffer vir die volk, en daar by die ark van die verbond het God hom ontmoet, en die heerlikheid van God is aan hom geopenbaar. Die Bybel sê toe Jesus uitroep, dit is volbring. Toe hoor jy die gordyn skeur, en die toegang is daar en die priester sien, hier is die ark van die verbond, hier is die plek waar God sy volk ontmoet, en nou kom die Hebreërs skrywer en hy sê vir ons as Nuwe Testamentiese kerk, ons het vrymoedigheid omdat Jesus gesterf het, omdat hy 'n nuwe weg gebaan het om by God in te woon. Hy sê laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte besprenkel gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Ag vriende, wedergeboorte vind eenmalig plaas, stem jy saam? Wanneer God jou van bo gebore of laat nuut word of hy jou hart verander, is 'n eenmalige gebeurtenis van bo gebore, Johannes 3. Maar daagliks draai ons weg. Daagliks is ons soos 1 Johannes 1:7. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan was die bloed ons gedurig deur van alle sonde. Ek wil vanaand vir jou sê, hoe kan jy by die Here inwoon? Wie kan by die Here inwoon? Hoe is dit moontlik dat ons by die heilige God drie-enig kan inwoon? Ek wil vir u sê, net deur Jesus Christus alleen. Dis die plek waar ons veilig voel, dis die plek waar ons beskik voel. Dis die plek waar die lewe vir ons sin maak, is in die teenwoordigheid van die heilige God. Omdat ons weet Hebreërs 4 vers 14 tot 16 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Die boek wat ek tans lees, Gentle and Lowly, gaan juis oor die hart van die Here. Luister, hy was in elke opsig versoek net soos ons.
Dink aan enige versoeking wat u die afgelope week beleef het. Christus was meer intens versoek as jy en ek. Ons het 'n hoofpriester wat in ons skoene kom staan het. Hy weet presies waardeur ons gaan. Daarom sê hy, ek nooi julle om in my teenwoordigheid te kom woon, te vertoef. Vers 16, baie interessant, die word 'n woord herhaal, sê vir my of u die woord wat herhaal word kan identifiseer. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die woordjie wat herhaal word, genade en vrymoedigheid. Die meeste van ons stoei met vrymoedigheid. Onthou u die vorige vers? Sê vir ons, vrymoedigheid. Laat ons met vrymoedigheid na hom nader. Hierdie vers laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade nader. So, deur God se genade in Christus, het ons vrymoedigheid. Ons vrymoedigheid lê gesetel in sy genade. Daarom is dit belangrik dat ons vanaand kan weet, ons kan by die Here inwoon. Ons kan by God woon in sy teenwoordigheid vertoef, enige tyd van die dag of nag na hom roep, en 100% seker weet, hy woon by ons en ons woon by hom. Nou kan u sê, maar jy maak nou 'n geweldige sprong, nou gaan saam met my, vat my hand en ons spring saam. Ons gaan oor hierdie kloof kom, moenie bekommerd wees nie, want Jesus self sê in Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. God deur sy gees woon in ons. Maar weet jy wat die probleem is? Baie van die charismaat het ons kom leer. Jy moet 'n gevoel hê. Dan moet 'n tinteling by jou rug afgaan, jy moet omval, jy moet in 'n vreemde taal praat, jy moet een of ander belewenis hê, jy moet 'n visioen hê, jy moet 'n droom hê, vergeet daarvan. Ons wandel deur geloof. Deur geloof weet ons, God woon deur sy gees in ons harte, en ons woon by God in die heerlikheid, deur Jesus wat die weg vir ons gebaan het. Is dit nie vir u kosbaar? Ek weet nie, miskien is ek net verniet opgewonde oor so groot genade, dat 'n sondaar soos ek in God se teenwoordigheid kan woon, kan inwoon, kan vertoef, en dat hy deur sy gees in my woning kom maak het. Jesus self neem afskeid van sy disippels en hy sê in Johannes 14 vers 16, en ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie geken het nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Jy moet gou die begrip verstaan. Die meeste weeskinders, en ons praat nou van toe ek 'n jong kind was, die meeste weeskinders het nie geweet wie is pa, en het nie geweet wie is ma nie. Ongelukkig word die meeste in die weeshuis gesit omdat hulle weggevat word by hulle ouers, omdat die ouers hulle soos barbare gedra. Want sonde maak jou dom, sê die Bybel. Die Bybel sê sonde maak jou sonder verstand. Maar dis nie waaroor ek wil preek nie, die gedagte, die Here het ons nie in die weeshuis gesit, toe hy hemel toe opvaar. Hy het nie sy disippels in die weeshuis gesit en gesê, ag, laat iemand maar vir hulle omsien nie. Hy sê, ek gaan nou in julle kom woon, en julle sal in my teenwoordigheid wees. Kosbaar om te sien, hoe genadig en barmhartig die Here self is. Daarom praat die Bybel baie duidelik dat ons in sy heerlike teenwoordigheid vertoef. So die eerste vraag dan wat ons beantwoord het is hierdie vraag wat Dawid gevra het, Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag op u heilige berg woon? Hoe is dit vir ons moontlik om in God se teenwoordigheid te wees en hy in ons deur sy gees? Eenvoudig Jesus Christus ons verlosser. Die tweede gedagte vanaand, hoe lyk die lewe van hulle wat woon by hom? Luister, jy kan nie by God woon en hy woon by jou en jy leef soos jy wil nie.
Jy sien, daar is te veel mense wat vandag sê, dat ons kan die Here as redder aanneem, maar hy hoef nie noodwendig my koning te wees nie. Jare terug was daar 'n debat gewees, die Lordship Theory. Met ander woorde, Jesus kan my redder wees, hy hoef nie my koning te wees nie, ek kan hom aangeneem het in aanhalingstekens toe ek 10 was, ek kan sterf as 'n ateïs, ek sal nog steeds in die hemel wees, want ek het my hartjie vir Jesus gegee. Nee, jy sal nie in die hemel wees nie, jy sal Jesus nie sien nie, jy sal sy hel en sy oordeel beerwe, want hy kan nie jou redder wees, as hy nie jou koning is nie. En van die dag van jou redding, tot die dag van jou sterwe, is hy koning, of hy's nie koning nie. Daarom hierdie gedagte van, jy moet hierdie ervaring beleef na jou redding, en daar die ervaring beleef, en jy moet hierdie ding smaak na jou redding, want redding is nie genoeg vir jou nie, daar is altyd iets beter waarna jy moet soek, is 'n leuen. Jesus Christus doen die werk. Ons is besig in die boek Handelinge met die Bybelleesprogram, is u saam met ons? Ek sê vir Ethel hierdie week, wat 'n geweldige man, die man Paulus. Gaan lees hoeveel keer Paulus terugverwys het na Damaskus. Elke keer as iemand moet hom vra, en moet hom praat, en van hom vra, Paulus, hoe het jy uitgekom waar jy nou is, dan sê hy, 'n lig het my omstraal, die stem het gekom en gesê, Paulus, of Saulus, waarom vervolg jy my? Here, wat het ek met u te doen? En die Here maak homself bekend, red Paulus se siel, en stuur hom uit. Daarom wil ek vanaand vir jou sê, as jy sê die Here is jou redder, dan moet hy jou koning wees. Ek lees vir u, hoe lyk die lewe van hulle wat by hom woon. Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen, en geen smaadrede uitspreek in sy naaste nie, en wie sy oor die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie, wat sy geld nie gee op woeker, en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Vriende, baie interessant, jy sien, om in die heilige God se teenwoordigheid te leef, bring 'n groot verantwoordelikheid na vore, soos ons sopas gelees het. Jesus self sê in Johannes 14:23, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle gehoor het, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. U sien, as die Here deur sy Gees in my woon, dan is sy begeertes nou my begeertes. Sy lewe is nou my lewe, sy wet is my wet, sy gebooie is my gebooie, die verlustiging van Christus is my verlustiging, en is om Vader te verheerlik deur die Gees tot eer van die Here Jesus Christus self. En nou hoor ek u sê, maar dan sal ek nooit by God kan woon nie. Ek is te sondig. Ek weet, ek ook. U sien, hier staan nie iets soos, dat ons alles 100% moet onderhou, voor die Here vir ons 'n weg gaan baan en gaan sê, o ja, ou Johan, nee wat, hy 88%, nie te sleg nie, ok, jy kan tot hier by die voorportaal kom. En nou kyk jy, sy dan maar heerlike wortelkoek vir die dominee gebak, sy kry 96%, sy kan bietjie verder beweeg nie. Of hoor hierso, dominee Gerard het iets gedoen vir die gemeente, hy het 99%, kyk hoe goed voorbereid is hy nie. Dis nie wat die Here hier sê nie. Die feit dat u vanaand hier sit en vanaand inluister, is omdat u besef hoe groot u sonde en elende is, al is u gered. As u Woensdag aand se bid hier onthou, Simul Justus ek Pacador, wat die Puriteine of sê die hervormers gebruik het, ons is op een en dieselfde tyd kinders van God en ook sondaars, gered uit die genade, maar ons stoei met sonde in ons lewe. Daarom wil ek vanaand vir u sê, hierdie gedeelte sê nie, jy moet volmaak wees nie, maar hierdie hele gesindheid van jou hart sal wees om na volmaaktheid te jaag. Wie kan inwoon by die Here?
Wie kan inwoon? Kom ek sê vir die hulle wat uit genade gered is, hulle wat in Christus geborge is, hulle wat op grond van die bloed van die lam in die heilige teenwoordigheid van God verskyn, nie op grond van werke van geregtigheid wat hulle gedoen het nie, maar op grond van die werke van geregtigheid wat Christus gedoen het. So man, so vrou, so seun, so dogter, staan elke môre op, en hulle begeerte is te wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy. As jy vanaand nie so begeerte het nie, vra jouself die vraag of behoort jy aan die Here Jesus. Ongereddes dink hulle is goed. Kerkmense dink hulle is heilig. Gereddes weet, was dit nie vir Christus nie, het ek die hel beerwe. Dis wat vir die evangelie so wonderlik maak. Niemand gaan my lof besing eendag in die heerlikheid nie. Niemand gaan vir my applaus gee as ek in die hemel inkom, soos die kerke vandag wil leer nie. Dit sal nie oor my gaan nie, dit sal nie oor jou gaan nie. As ons daar kom, gaan ons lof bring aan hom, wat vir ons dit moontlik gemaak het. Maar kom ek wys vir u min of meer, wat sê Dawid, hoe lyk die lewe van iemand? En waarna streef die een wat by die Here wil inwoon en in wie die Here kom woning maak het? Wat is eie aan ons optrede as ons kinders van die Here is? Ons voldoen nie 100% aan die standaard nie, maar ons begeerte bly elke dag om meer te word soos Jesus. Ek vat u gou na die eerste gedagte. En u het gedink net 2 punte vanaand, né? Ek is lief om u te surprise. Byt vas, hier's nog 'n paar. 2.1 Opreg wandel en geregtigheid doen. So met ander woorde, Dawid sê in Psalm 15 vers 2 in die Engels, He that walketh uprightly. Baie interessant toe ek gaan kyk na die oorspronklike taal, beteken dit om regop te loop. Die ou mense het gepraat van ek moet flink stap. Trek jou bors of stoot jou bors uit, trek jou skouers terug en stap en kyk die lewe in die oë. Dit beteken om nie soos 'n slang te seil op die grond nie. Nie skuilie te wees, sê die Afrikaner nie, né? Dis nie om onder duins te wees, of miskien so bietjie skeef te loop op jou pad nie. Hy wat by die Here inwoon is iemand wat opreg wandel en geregtigheid doen. Met ander woorde, hy's nie onder duins nie. Hy doen wat reg is. Daar is integriteit. Hy streef om onbevlek voor die Here te wandel. Daarom sê die spreekwoord, actions speak louder than words. Ons aksie wys of daar iets in ons hart gebeur het. Ons wandel met die wete dat al sien niemand anders my nie, die Here sien my. Want ek woon by hom en hy woon by my en ek wil hom behaag in alles wat ek doen. Daarom sê 1 Johannes 2 vers 5 en 6, maar elkeen wat sy woord bewaar in hom met die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos Christus gewandel het. Ek weet nie van u nie, maar die ding wat my hart die meeste breek, is wanneer ek in 'n dag nie soos Christus geleef het nie. En ek het vir julle al baie gesê, dit beteken nie dat ons as kinders van die Here met 'n sigaret in die mond sit en 'n bottel brandewyn en 'n blond op die skoot en ons kyk na goed wat ons nie nou moet kyk nie. Ons is verby daai tyd en daai plek. Ons haat die vuil sondes van hierdie wêreld. Ons verag dit, want ons Here Jesus het daarvoor gesterf. Maar dis die ou klein jakkelsies wat ons harte breek. En vanaand as ons bid, dan sê ons, ag Here, vergewe my. Om opreg te wandel beteken eenvoudig, vriende, dat ons wandel soos Christus is. Ons probeer alles vermy wat nie is soos Christus dit sou doen nie. Somstyds raak dit moeilik om te onderskei. Somstyds doen ons iets en later kom ons agter dis verkeerd gewees. Ons het nie gewandel in geregtigheid voor God nie. Ons het nie reg gedoen op daardie oomblik nie. En dan poog ons om reg te maak sodat die Here verheerlik sal word. Hoe lyk iemand wat inwoon by die Here? 2.2 Dis hy wat met sy hart die waarheid spreek. Dit het my getref toe ek hierdie woorde lees.
met sy hart die waarheid spreek. Onthou jy in die bergpredikasie, wat sê Jesus? Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Toe ek hierdie saak gaan ondersoek, toe sien ek, dat hierdie gedagte met sy hart waarheid spreek, is iemand wat nie 'n voorgee lewe lei nie. Ek staan nie voor 'n kollega by die werk, en ek sê vir hom, hoe gaan dit met jou, en het jy 'n mooi naweek gehad, en hier in my binneste sê ek, jou vervloeking, ek wens eerder jy breek jou nek en kom nooit terug werk toe nie, maar jy sê dit met 'n glimlag, hoe gaan dit met jou? Maar jou hart vervloek hierdie persoon wat voor jou staan. Die Here sê dit hoort nie by ons as kinders van God nie. Jy sien, ek kan nie hierdie dubbel lewe lei, hierdie voorgee lewe, hierdie lewe van skynheiligheid nie. Want as Christus in my woon, is my hart en my woorde in harmonie met mekaar. Ons almal stoei daarmee, veral wanneer iemand jou te nagekom het. En as iemand jou baie diep te nagekom het, dan voel jy in jou hart so tipe van 'n aggressie teenoor hulle, en daar is baie keer vergeldingsgedagtes wat na vore kom. Die Bybel leer vir ons, as ons by die Here inwoon en hy by ons woon, is hy die een wat ons harte toets. En selfs ons vyande wat ons moet lief hê, bid ons, Here, as my hart my nou wil lei in 'n rigting van vergelding, help my om deur die krag van die Heilige Gees eerbaar te wees. Ek onthou so tyd terug, was daar 'n ou in die bediening wat my te na gekom het. Ek dink hy kom my nog steeds te na, maar who cares? En dan kom daar gedagtes in my hart na vore wat ek vir u wil sê, my bang maak. En onmiddellik bely ek en ek begin vir hom bid. En ernstig bid. En na die Here roep, Here, wees vir hom genadig. Luister, ek hoop nie u dink en ek dink ons lewe in die paradys nie. Selfs in die paradys was daar 'n slang. En dis hoekom ons sit waar ons sit vanaand in benhou nie. U sien, die probleem is, ons verwag hierdie volmaakte lewe, maar die Here sê as ons by hom inwoon en hy woon deur sy Gees in ons, toets hy ons harte. Daarom moenie in jou hart iets bedink en met jou woorde iets anders te sê nie. Vra vir die Here, Here, reinig my hart, sodat my woorde my hart ooreenstem, sodat ek u kan verheerlik, u wat alles weet. Hoe lyk iemand wat by die Here inwoon volgens Psalm 15, wat nie rondgaan met laster op sy tong, sy vriend geen kwaad doen en geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie. Met ander woorde, vriende, ek skinder nie en ek praat nie kwaad nie. Ek glo die beste van elkeen en ek is eerbaar teenoor die wat my vertrou. Ek steel nie van 'n ander of weerhou iets goeds van hulle nie. Ek lieg nie oor hulle of probeer hulle in 'n slegte lig stel nie. Sê gou vir my, wie van u is onskuldig aan hierdie saak? Hande? Ons almal. Hou maar van hom so bietjie 'n ou ligte dolkie in 'n ou se rug te steek. Onthou u vir Julius Caesar en Brutus, toe die mes in sy rug land, toe sê, ete brute, nie jy nie Brutus, ek het jou vertrou, maar jy steek die dolk in my rug. Glo my, in die bediening vind jy dit telke male, hoe mense wat jy vertrou het, 'n dolk in jou rug steek, en hoe dikwels jy 'n dolk in hulle rug steek. En dis hoekom die kerk van die Here Jesus swaar kry, omdat ons nie besef wat Dawid in Psalm 15 sê nie. Dawid sê, as ek aan God behoort en hy woon deur sy Gees in my en ek woon in sy teenwoordigheid, is my begeerte om die beste van 'n ander een te dink. Om werklik moeite te doen om 'n ander een hoër te ag as myself. Daarom sê Levitikus 19 vers 16, jy mag nie as kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die Here. Ok, so met ander woorde, dit beteken hierdie ou is oneerlik, hy skelm, hy hoereer met vrouens in die gemeente, hy is 'n valse leraar en ons mag niks sê nie, want ons mag nie kwaad praat van ons broeder nie. Glad nie. Gaan lees die Bybel. Hierdie selfde mense was voor die volk of voor die leiers van die volk gedaag en as hulle skuldig bevind was hulle doodgegooi met klippe. Hierdie
gedagte gaan oor om voor te gee, jy is 'n vriend van iemand en jy tree op as 'n vyand van daardie persoon. Jy tree ten kwade op. Jy gee voor en jy doen iets agterom wat die Here nie verheerlik nie. Daarom sê Jakobus 4 vers 11, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Piet kom na jou toe en Piet sê vir jou, hoorie Koos, ek het hierdie probleem in my lewe. En jy luister om aandagtig uit en jy sê vir hom, ag, kom ek bid saam met jou. En as jy amen sê, dan, hallo, Johan, hoe gaan dit met jou? Ek wil jou sê, ek het iets verskrikliks gehoor. En nou Johan aan die ander kant sê, vertel. En later loop die storie in die gemeente en daar die persoon sy hart is gebreek. Die liggaam van Christus het seer gekry. Daarom wil ek u vra dat ons in hierdie opsig God se hart sal raak sien. En dat ons nie met laster op ons tong sal loop. Nie leuen sal vertel oor ons broeders, of selfs wanneer ons vertrou, daar die vertrouingsband sal breek nie. 2.4 Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Met ander woorde, wat beteken dit? Eenvoudig, doen wat jy sê. Al kos dit jou 'n verlies aan inkomste, tyd of besittings. Hier staan 'n man voor u wat al finansiële verlies gelei het, omdat ek vir mense iets gesê het wat ek sou doen, en toe dit by die punt kom waar ek het moes gedoen het, en ek het begin ander gedagtes skry, besef ek sal moet deurgaan ter wille van my getuienis, al kos dit my finansiëel iets. Dank die Here het my hierdie les geleer, want Prediker 5 vers 1 sê, wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel, en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Ons dink ons kan na willekeur praat. Wat sê die Here? Hy gaan ons eendag oordeel volgens ons woorde. Ons woorde. Ek onthou in een van die gemeentes wat ek was daar ouens wat altyd beloof het om iets te doen en hulle het dit nooit gedoen nie. En wanneer 'n mens praat oor so iets, dan kom hulle na jou toe na die tyd, dan sê hulle, Dominee, ek wil vir jou sê, ek is vrek jammer. Ek weet ek het 6 maande terug dit gesê, maar ek weet net, maar moenie worry nie. En jy neem later 'n beroep aan en jy gaan uit die gemeente uit en jare het verby gegaan en die persoon het aanhou lieg. Want dis wat dit is. As jy sê jy gaan iets doen, doen dit. As jy dit nie kan doen nie, bly stil daaroor. Moenie 'n gesig ophou voor mense en jy doen nie wat jy gesê het jy sal doen nie. Baie interessant is, dit geld in die gedagte van 'n transaksie wat jy doen, in werk wat jy sal doen, in liefdadigheid wat jy sal bewys, in hulp wat jy sal verleen, in elke opsig. As jy gesweer het, dan doen jy dit. Nou hierdie woordjie van sweer beteken dit nie stroesbob, nani skopela. Ek beloof julle, ek sweer by die tempel en by die goud van die tempel sweer ek nie. Dis wat die Here vir die fariseërs gesê het, man bly stil, julle klink soos klomp potte en panne wat teen mekaar geslaan word, want julle sweer by alles, maar julle harte voor God is nie reg nie, want julle weet, julle gaan nie dit doen wat julle gesê het nie. Mens weet, partykeer is daar iets wat voorval, en jy kan nie op daardie oomblik doen wat jy gesê het nie, maar jy soek die vinnigste geleentheid om dit te doen, want jy wil God verheerlik. 2.5 Wat sy geld nie gee op woeker nie, hou vas jou stoel. Ek sê vir u wat dit beteken. Hoe lyk iemand wat by God inwoon, en God by hom deur sy gees inwoon? Met ander woorde, 'n kind van die Here dobbel nie. Hy sit nie met lotto kaartjies in sy huis nie. Hy's nie besig om sportsbetting te doen van die môre tot die aand nie. Hy soek nie 'n manier om vinnig ryk te word nie.
Hy belê nie op piramideskemas om te kyk hoe vinnig hy sy geld kan verdubbel nie. Hy's nie iemand wat kansse vat met wat God aan hom toevertrou het nie. Hy's nie iemand wat sy huil en sy toevlug neem in iets of iemand anderste nie, maar hy's dankbaar oor wat God vir hom gee en die wyse waarop God vir hom sorg. Ag, ek het met baie kinders van die Here al gepraat. Nou kom dit by die lotto uit, dan sê hulle vir jou, luister, as ons die lotto wen, sal ons 10% vir die kerk gee. Wow, ons is so dankbaar. Hoekom gee jy nie maar jou lottokaartjie se geld nou vir die kerk? En dank die Here dat hy jou nou versorg nie. Hoor wat sê die Bybel vir ons in Jesaja 65 vers 11. Jy moet tog let op die woorde, ek gaan hier en daar iets uitlig. Maar julle wat die Here verlaat, daar begin ons. Julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vergeet. Eenvoudig wat dit beteken in konteks, is hierdie mense het weg begin beweeg van God, afvallig begin raak. Hy sê, julle wat my verlaat en vergeet, wat doen julle? Julle dek vir die geluksgod 'n tafel en die mengsel inskik vir die godin van die noodlot. Ek sal julle bestem vir die swaard, en julle sal almal buig om geslag te word, omdat ek geroep, maar julle nie geantwoord het nie, ek gespreek, maar julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë en verkies het, wat my nie behaag nie. Luister, luister, geld bring nie geluk nie. Luister wat ek jou sê, die meeste ryk mense sal vir jou vanaand sê, geld het meer hartseer in my lewe veroorsaak, as wat het geluk veroorsaak het. Iemand het eendag gesê, om arm te wees is nie 'n skande nie, is vrek ongemaklik. Die beginsel is maar eenvoudig, of die gedagte is, mense dink om arm te wees is moeilik, om ryk te wees is moeiliker. Hoor wat ek hier sê? Wanneer jy baie besittings het, dan raak jy baie keer meer aangewese op hierdie besittings as op die Here. Daarom sê die Here, beswaarlik sal 'n ryk man die koninkryk van God beerwe. Want ongelukkig besit die meeste mense se besittings hulle, en hulle besit nie besittings nie. Die meeste arme mense, middelklas mense, en selfs ryk mense sê, as ek maar net die lotto kan wen. Ou Lucas Maree se liedjie, ek sou kon doen met 'n miljoen. Hy sal nou vandag, sal hulle vir hom sê, luister, jy is arm man, 1 miljoen is niks. Snaaks dat iemand nog nie die liedjie herskryf het na 10 miljoen of 1 biljoen nie. Maar die gedagte, daar gee ek nou vir iemand so 'n bietjie raad, nee, om 'n lied oor te skryf. Maar die gedagte is net as kind van die Here is ek tevrede met wat die Here my gee. Die geld wat hy aan my toevertrou, spandeer ek wys, en ek verheerlik so die Here. 2.6 en ek sluit daarmee af. Geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Nou as jy dit vir die ANC wil volg, is dit jou prerogatief. Ek gaan nou niks sê ja of nee, hulle doen dit of doen dit nie, ons weet mos nou wat aangaan in Suid-Afrika. Maar die Here sê iemand wat by God inwoon, en die Here woon by hulle, is nie iemand wat 'n omkoopgeskenk teen die onskuldige neem nie. Met ander woorde, my eerbaarheid en integriteit is nie te koop nie. Ek lieg nie om 'n voordeel te verkry nie. Ek bly nie stil ter wille van 'n omkoopgeskenk nie. Ek wandel opreg en eerlik. So tyd terug het 'n polisieman, hier nie ver van ons nie, in Johannesburg, het in 'n saak betrokke geraak, en hierdie man het vir hom 'n omkoopgeskenk aangebied van baie honderde duisende rande. En hy het dit nie aanvaar nie, en toe die polisiekommissaris daarvan hoor, toe gee hulle vir hom 'n splinter nuwe polieskar, of 'n polisiekar om vir hom dankie te sê. Toe dink ek by myself, vandag word jy dankie gesê as jy reg doen, terwyl om reg te doen die normale ding moet wees. 'n Polisieman moenie 'n omkoopgeskenk aanvaar nie, ek en jy moet dit nie doen nie, ons normale lewe moet wees, ek is eerbaar voor God, en ek is eerbaar voor my mense. Vandag as jy die regte doen, dan kry jy prys daarvoor. Want die samelewing is vrot in sy wese. En die kerk dieselfde. Ek onthou by 'n geleentheid, geen name, geen mense nie,
kom ek na 'n predikant en ek sê vir hom, luister, kan ek die voertuig gebruik, want ek wil hierdie goed gaan optel. Hy sê vir my, nee, jammer, jy kan nie hierdie voertuig gebruik nie, want so. Ek sê nie, dis goed, maar ek is bereid om julle die eerste kans te gee, om van hierdie goed te kies. Hy sê, hoekom het jy nie so gesê nie? En na die tyd, toe dink ek by myself, is dit nie hoe ons harte baie keer in die fynste sin bedrieglik is nie? Jy wil 'n voordeel hê om 'n voertuig te leen, jy gee vir hierdie mense die eerste opsie om dit te doen, en tog in 'n mate, is dit nie eerbaar voor God nie. En ek moes besef in my hart, die Here sê, ons moet met integriteit wandel. Daar moet geen gedagte by ons wees om 'n ene voordeel te gee om self 'n voordeel te kry nie. Dis 'n baie fyn lyn en daarom het ons nodig om die Here te vertrou. Want as ons by die Here inwoon en hy woon in ons harte deur sy Gees, verlang hy van ons absolute heiligheid en reinheid. Ek bly nie stil ter wille van 'n omkoopgeskenk nie. Ek wandel opreg en eerlik. Ek lees vir u in die Ou Testament, Deuteronomium 16 vers 19. Jy mag die reg nie verdraai nie, jy mag nie partydig wees nie. Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verbraai die sake van die wat reg is. Geregtigheid moet jy najag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem, wat die Here jou God jou sal gee. Wat beteken hierdie woord geregtigheid? Geregtigheid. Eenvoudig, doen wat reg is, jag na wat reg is, en jy sal lewe ontvang. So tyd terug hoor ek van 'n saak wat 'n man oor aangekla is. Hy is skuldig bevind en voor vonnis uitspreking sê hy self vir my, dis baie jare terug, sê hy vir my, die ex-bedrag en die dossier het weggeraak. En jy dink by jouself, is dit waar ons in ons land trek? Dat daar nie meer eerbaarheid is nie. In die kerk van die Here Jesus, hoor jy van hoe mense omkoopgeskenke aanvaar, om stil te bly oor die ander een se sonde. Hoe hartseer, hoe verdrietig, hoe droewig om te sien, dat baie wat bely hulle behoort aan die Here nie leef, soos die Here van hulle vra nie. U en ek wat vanaand bely, ons ken die Here, ons woon by hom in en hy woon by ons. Luister, dis belangrik dat ons sal weet, ons moet geen omkoopgeskenk aanneem nie, en wees versigtig tot die fynste van gedagte of idee in daardie rigting, moet rooi ligte by jou laat opgaan, dat jy sê, Here, u wat my hart ken, help my om in hierdie opsig die regte besluit te maak, sodat u naam verheerlik kan word. Ek gaan afsluit met die woorde van Psalm 24. Dit sluit vir my so nou aan by Psalm 15, en Dawid vra die vraag, of hy sê, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Nou vra hy die vraag, vers 3, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan of wie mag vertoef in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die aangesig soek. Dit is Jakob, Sela. Wat wil ek vanaand vir u sê? Ons kan by God inwoon, want dit is moontlik deur Jesus wat die weg vir ons gebaan het. Hy woon in ons deur sy Gees, want hy het ons nie as weeskinders agtergelaat nie. Maar as hy by ons woon en ons woon by hom, het ons 'n goddelike verantwoordelikheid om elke dag ons lewens in te rig, dat ons meer in die voetstappe van Jesus sal wandel, dat Christus meer sigbaar sal word in ons lewenswandel, en minder van die wêreld, en die denkpatroon wat ons gehad het, voor ons kinders van die Here was. Soos ons lewens gestel het, in gehoorsaamheid aan die sonde, in die tyd van ons ongeredde lewe,
So moet ons nou ons lewe stel tot beskikking van God, om geregtigheid te doen. Mag die Here vir jou en my genade gee, ons weet, dit is nie aldag maklik nie, maar is moontlik, omdat God deur sy Gees in ons woon, ons daartoe oproep, en ons die bevel gee, wees heilig, want ek is heilig. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U ons nooi, om by U in te woon. En dankie dat ons, deur U Gees, die voorreg het om vanaand uit te roep, Abba Vader. Dankie dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, maar Here, dat U deur U Gees in ons woon. En dat ons nou ook die verantwoordelikheid het om te leef soos hulle. Wat God lief het, en wat bely dat hy ons redder is. Ons bid vanaand vir wysheid, en insig dat ons heilig sal lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag, om U in alles welbehaaglik te wees. Vergewe ons tog, Here, die kere waar ons sondig, die kere waar ons in stryd optree met ons nuwe natuur, in stryd optree met die woord en U Gees wat in ons woon. Vergewe ons, Here, help ons, dat ons daaglik sal sê, my alles op die altaar. Here, hier is my hele lewe. En wanneer ek val, Here, dat ek met vrymoedigheid na my Vader sal gaan en sal sê, Vader, ek het gesondig teenoor U en die hemele. Vergewe my. En ons sien in die Bybel hoe die hart van die Vader lyk. U sê, U is haastig om ons genadig te wees. Wat 'n wonderlike God is U net nie. Nie een van ons sou die hemel gesien het, was dit nie vir Jesus, wat Vader se liefde aan ons kon openbaar het. Daarom bely ek vanaand met my hele wese, Here, ek is nie werd om U kind genoem te word nie. Maak my soos een van U diensknegte. En die Vader sê, bring die ring vir sy vinger. Bring die kleed en trek dit hom aan. Slag die vetgemaakte kalf. En hulle het fees gevier. Here, help ons om U hart te sien. Dat wanneer daar droefheid oor sonde is wat U bewerk in ons lewens, U ook ons met ope arms ontvang, om vergifnis te gee, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat Christus die prys betaal het. Daarom is ons so bang vir sonde. Daarom is ons so versigtig om U te bedroef in ons lewe. Maar ons weet dit gebeur soms. En daarom kom ons sê, Here, ons het U hartlik lief. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Help ons nou om so te lewe, dat ander Jesus in ons sal sien.